Goeienaand en welkom by ons aandgesprekke. Psalm 23 is 'n gunsteling psalm sonder enige twyfel. En as die Here wil, gaan ons tydens die volgende aandgesprekke vers vir vers deur die psalm werk. Psalm 23 veronderstel dat ons almal 'n herder nodig het. Die vraag is nie of jy een nodig het nie, maar eerder, wie is jou herder? Niemand van ons hou eintlik daarvan om met 'n skaap vergelyk te word nie. Tog is daar soveel in hierdie beeld van 'n skaap wat iets sê van ons menslike onvermoë en afhanklikheid. As jy 'n skaap los, dwaal hy af en volg sy eie kop. Jy moet hom stuur en lei, volgens Jesaja 53 vers 6. Skaap raak maklik verlore, soos die skaap in die gelykenis van die man wat 100 skape gehad het. Matteus 18 vers 12. Toe Jesus op 'n dag die skare sien wat hulle siek mense bring, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle het vir hom moeg en hulpeloos gelyk, soos skape sonder 'n herder. Matteus 9 vers 36. Skape val maklik in 'n sloot of 'n gat en kan dan nie self uitkom nie. Matteus 12 vers 11. Skape is hulpeloos. 'n Skaap is hulpeloos as hy alleen is. Hy word maklik die prooi van wolwe. Hy kan homself nie verdedig nie. Hy kan nie byt of skop of stormloop nie. 'n Skaap kan nie self kos soek in die woestyn nie, ook nie water nie. Iemand moet hom lei of aanjaag. 'n Skaap is magteloos in die hande van die wat hom na die slagplek toe lei. In Romeine 8 vers 32. Uiteindelik sê die beeld van die skaap net een ding: ons is so afhanklik van die Here, soos wat 'n skaap van sy herder is. Die herder bepaal die veiligheid en die oorlewing van skape. Kan ek jou deur hierdie psalm voorstel aan die herder? Nie 'n herder nie, maar die enigste ware herder. Hierdie psalm is vol God se openbaring. En hierdie herder is Jahweh, die verbondsgod. So begin die psalm, so eindig die psalm, en daarom so gaan dit in die hele psalm oor hom. Jahweh is die eie naam van God. Hy wil hê sy volk moet hom so aanspreek. Dit sê wie hy is. Hy is wie hy is. Hy is die groot ek wat is. Hy bestaan is nie 'n mensgemaakte ontwerp of 'n uitvinding van ander gode, soos ander gode nie. Hy sal ook wees, want hy het nie 'n begin of 'n einde nie. Hy is jou herder. Hy is die een wat hom deur sy seun Jesus Christus kom openbaar het. Jesus verwys na homself as die herder in Johannes 10 vers 1 tot 6. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al die skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemdeling volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Dat jy 'n herder nodig het, is waar oor dit gaan. En wie hierdie herder is, dis ons troos. Die Here is my herder. Dis jou enigste kans op oorlewing. Om aan hom te behoort is die enigste troos in lewe en sterwe na liggaam en siel. Geen ander kan jou herder wees nie. Jy kan ook nie jou eie herder wees nie. Jy kan ook nie vir 'n ander persoon 'n herder wees nie. Jy kan maar net hoogstens vir 'n ander hulpelose skaap vertel waar om die goeie herder te vind. Goeienaand.